Middag almal, Okkertie van jou kasel, Okkie op sy stoepie. Ek gaan vandag oor 'n heel ernstige gesprek gesels. En dit is om te groei deur pyn en hartseer en deur verlies en jy het dalk 'n maat verloor, jy het dalk 'n vriend verloor, jy het dalk 'n kind verloor. Huwelik het skipbreek gelei en dinge verkeerd gegaan in jou lewe. En dis waaroor ek 'n bietjie wil gesels vandag. Ek wil ons met jou verlies vat. Dit wat jou lewe benadeel het en ek wil ons moet daarna kyk. En dat ons kan kyk of ons daaruit kan groei. Of ons daar 'n beter mens kan word, as ons meer geestelik volwasse kan word. Ek wil ons moet dit gebruik in ons guns, al is dit hoe moeilik. Daar's verskillende vlakke van verlies en pyn, hoe ons dit hanteer. En emosionele plekke wat ons deurgaan in ons lewens. Dit is baie emosioneel en dit is baie hartseer. Dit begin alles met eers, dit kan nie waar wees nie. Hoe kan dit met my gebeur? En jy beveg het en jy kan dit nie glo nie. En dan skop woede in. Dan is jy kwaad, jy is teleurgesteld, jy wil terugbaklei. En jy wil dit nie aanvaar nie. En dan verval jy in 'n skuldgevoel. Wat het ek verkeerd gedoen? Wat het verkeerd gegaan? Hoe kan ek dit regmaak? Dis soos in die 3de fase. En daarna verval jy in 'n diepe depressie wat jou onderdruk. En dan, wat baie lank kan vat, begin jy te aanvaar wat gebeur het. En baie keer keer jy terug na die vorige fases toe. En jy herhaal maar die fases, maar dit is fases wat ons in pyn deurgaan as mens. Die eerste pad van genesing is om te erken hoe jy voel, wat jy voel, om te huil, te ween, een kant te gaan en deur dit te werk. Dit te erken, dis die eerste fase. Ja, om 'n geliefde te verloor, 'n kind te verloor, het ons nie aldag woorde voor nie, en om jou werklik te verloor, en om jou droom te verloor, dit alles maak 'n baie groot impak op ons lewens. As ons eers deur daai pyn gaan en deur daai verlies, dan onttrek ons half. En wat ons eintlik moet doen, ons moet eintlik vir ons 'n netwerk van ondersteuning kry, vriende, familie, en dat ons 'n bietjie ondersteuning en ons 'n bietjie saam met hulle kan deel en saam met hulle kan beweeg in die lewe, al is dit moeilik. Dat ons net kan aangaan met ons lewens, net om weer vriende te hê, net weer om iemand te hê wat omgee, wat 'n passie en empatie met jou het. Ons kan self soms 'n nuwe stokperdjie begin, iets nuuts probeer, net om die tyd uit te koop, net om ons te dra, net om vir ons weer 'n bietjie hoop te gee, en as ons selfs weer terug werk toe gaan, dan tel ons 'n bietjie spoed op, en ons kan weer 'n bietjie asemhaal, en ons kan deur dit. En selfs al het jy skuldgevoelens, jy voel skuldig, al is jy nie eens skuldig, en al voel jy skuldig, kom oor dit, werk deur dit, kyk vorentoe, en los dit agter, en ek weet dis nie maklik nie, so ek sê dit met baie passie, en leer uit en word sterker uit, en bevoordeel ander mense se lewens daardeur, en bovenal ook jou lewe, dat jy regtig na ander mense kan uitreik met passie en empatie, soos wat ek gesê het. Ja, en sonder 'n bietjie tyd af, groet, kyk na die foto's, dink aan die omhelsings, dink aan die sukses wat jy gehad het, kyk daarna, moenie daarna miskykie, en werk deur dit, en dan groet jy, en jy gaan aan, en is goed as jy nou hallo sê, en as jy dink aan daai mense, en as jy dink aan die omstandighede wat jy so mis, en waarvoor jy lief is, en dan beweeg jy vorentoe. Hier in ons kursus praat ons baie van oefening, asemhaling, al daai dingetjies. Maak seker jy eet gesond, maak seker jy kry rus. Kyk na jou liggaam, kyk na jou denke
En dit is alles dingetjies wat jou kan help om jou deur te vat, wat jy deurgaan, deur jou verliese en deur jou pyn. Ek dink wat baie help, as jy vriendin het, by wie kan gaan kuier, miskien 1 keer, 2 keer 'n week, dat jy net kan gesels, 'n vriend, 'n vriendin, wat regtig omgee, wat regtig hoor wat jy sê, wat in stilte sit en luister, en aanvaar wat jy deurgaan, en wat jou verstaan. Dis belangrik as 'n mens so 'n vriend het, of vriendin het. Sodoende kry jy die kans om te praat oor jy voel, wat jy deurgaan, en dit moet 'n vriendin wees wat nie noodwendig raad gee nie. Miskien is jy daai vriendin wat vir iemand moet bystaan, wat iemand moet help. Miskien is jy die persoon wat dit deurgaan. Maar kry vir iemand wat regtig net luister, wat net daar vir jou is, wat net jou hand kan vashou, wat net vir jou 'n drukkie kan gee, en wat weer vir jou rigting in die lewe kan gee, en wat jou kan help dra. En as jy daai persoon is, sal jy 'n seëning kry wat jy nie kan glo nie. Ek gesels maar net hier om 'n bietjie rigting te gee, maar jy kan met jou predikant gaan gesels. Gaan gesels met iemand wat jou kan help, wat jou kan bystaan as jy voel jy kan dit nie maak nie. En die beste vir jou in jou lewe, en ek glo jy sal sterker word, en ek glo jy sal ander mense se lewens kan aanraak. Dis net so 'n proe aan wat ons deurgaan, en die pyn wat ons deurgaan. Daar's altyd hoop, glo altyd in hoop, en die beste vir julle ouens en dames,